Middag vriende, Pastoor André Langehoven hierso. Altyd lekker om met julle te gesels. Ek het besluit om hierdie 'n live video te maak. Ek sal nou verduidelik hoekom. Baie dankie vir almal wat my goed so share en like en view. Ja, die laaste video het 'n rekordtal bereik, oor die 13,000 views en ek sê baie dankie vir julle daarvoor. Nou daarom was daar net een negatiewe comment gewees. Ag, ek wil dit nie sien as 'n negatiewe comment nie, want ons verskil mos en ja, ons opinies verskil, maar opinies is 'n baie gevaarlike ding. Ons moet ons nie kyk na mekaar se opinies nie, eintlik net na die woord van die Here kyk, né? So ja, ek wil gou vir u die comment lees. Ek gaan nou nie die persoon se naam noem nie, maar ek wil tog vir u die comment lees wat gelos was. Ag en gee my nou net kans om hom gou weer te kry. Ons kyk gou wie log in. Hallo Elsa, baie lekker om jou daar te sien. En ja, dis nou 'n entjie terug gewees, maar ek wil dit bitter graag vir u lees dat ek dit net reg kan aanhaal. Ek wil dit nou nie op 'n verkeerde manier aanhaal nie. So wees net gou 'n bietjie geduldig en kom ons kyk wie skakel nog in. So ja, ek is by die huis, 'n bietjie by die huis vir 'n paar dae en dan ry ek weer Sasolburg toe. Ek hoop u gaan kom inloer as u daar naby is, kom loer in daar by Sasolburg. Ja, die advertensie is op Facebook. Goed, ek het die comment gekry. Nou ek wil hom gou lees en ek gaan weer byt net so 'n bietjie vas. Ek wil net ek sien die internet is bietjie stadig. Ons sukkel partykeer met internet hier in Windburg. Maar ja, kom ek lees gou vir u die comment en dan sal ek verduidelik hoekom ek dan nou besluit het om 'n live te maak en nie net 'n gewone video nie, want dit gaan dalk nou bietjie langer vat as gewoonlik. So op daardie video wat so baie keer geview was, het iemand hierdie comment gelos. As ek kyk na die profete in die skrif, dan het God hulle met 'n boodskap gestuur na 'n spesifieke persoon. Maar in vandag se tyd praat pastore so in die algemeen met 'n boodskap. Natuurlik is daar baie mense wat daarop sal reageer, want dit is so skoot in die donker. Ek kan ook kom en sê daar is iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, maar die Here sê jou uitkoms is om die draai en dit sal net beter word. Natuurlik is daar mense wat deur moeilike tye gaan, maar onthou hierdie was 'n spesifieke woord gewees vir 'n unieke oplossing vir 'n unieke probleem. Onthou net dit. Hallo oom Callie, lekker om Callie ook te sien hierso op Facebook. Is om die draai en dit sal net beter word. Natuurlik is daar mense wat deur moeilike tye gaan. So my woord gaan met iemand praat. Dit is nie hoe die skrif my leer nie. Die skrif leer my dat God sal vir jou presies sê vir wie die boodskap is. Nou, dis nie heeltemal waar nie, maar ek wil graag 'n antwoord uit die Bybel gee en dis hoekom ek nie sommer net comment op daardie comment nie, want daar's baie mense wat dalk dieselfde voel, wie weet. En ek wil u graag gerus stel en ek het gaan bid oor die saak en vir die Here gevra, Here, wat kan ek in die skrif gebruik? Watter verhaal kan ek as 'n voorbeeld gebruik om nou te sê, nee, maar die Here praat partykeer op so 'n manier. En onthou, ons het nou vandag multimedia en alles wat die boodskap baie verder vat as wat dit gevat was in die Bybelse tyd. En dit is hoe die Here werk en ek dank die Here dat ons uit ons eie sitkamer vandag kan evangeliseer en so baie mense bereik. Ek meen 13,000 mense, dis asof jy 'n veldtog gehou het, oudtydse Pinksterbediening. Hallo julle, lekker om te sien julle skakel ook in. Dis asof jy 'n veldtog gehou het uit jou eie sitkamer uit en jy 13,000 mense bereik. En weet julle hoeveel mense kontak ons privaat of vir my privaat om te sê, hoorie, bid vir my en dankie vir die woord en help my bid vir skrif vir hierdie oplossing. So die waar is nie net mense wat die ding gaan like en daar gaan en hierdie ding loop. So ek dank die Here vir Facebook ook. Nou onthou ek sê altyd Facebook, hallo Janie Roots, ek het julle nogal so vinnig in Bloemfontein gesien, maar dit was te vinnig vir my om julle te groet. Julle toe nou net uitgery daar by Checkers Hyper. So ja,
Maar dankie vir almal wat inskakel. So ja, ek wil u graag gerus stel dat God praat op so 'n manier. Partykeer, dis nie 'n skoot in die donker nie. God los nie 'n skoot in die donker nie. En onthou wanneer iemand profeteer of wanneer hy woord van wysheid en kennis bring, dan is dit die Here wat dit vir hom gee. So ek is nou jammer as jy anders voel, maar dis fyn as jy anders voel. Ek is nie hier om jou te sis of te paai nie. Ek is net hier om vir jou te wys hoe die Here my weer eens geantwoord het toe ek gaan bid oor die woord, want die Here antwoord altyd en ek eer hom daarvoor, ek prys sy heilige naam. So ja, nou uit die boek van Jona praat die Here toe met my, spesifiek hoofstuk 3. Maar ek wil tog gou vir julle net so 'n bietjie agtergrond gee oor Jona. Onthou die eerste keer was hy ongehoorsaam. Hy wou nie die opdrag van die Here uitvoer nie. Nou kyk, diebares, ek wil gehoorsaam wees die eerste keer. Ek wil nie eers wonder en dan nee, wanneer die woord by my opkom, dan wil ek dit uitbring dadelik, voor ek dalk ongehoorsaam raak en dit nie uitbring nie. So ja, daarom is dit vir my noodsaaklik of jy nou saamstem of nie. Ek sê dit weer, ek bly lief vir jou. Jy hoef nie te worry nie. Ek bly lief vir jou. Ek bly bid vir jou. Ek bid die seën van die Here oor jou. Maar ja, ek sal nooit aanstoot neem nie, hoor. Ek sal nog eendag 'n video neem oor aanstoot word geneem, nie gegee nie. Goed, so dis nie 'n geskenk van my of nie, is iets wat jy sommer vat of steel. Maar nou ja, maar anyway, dit daar gelaat. So onthou Jona, maar onthou die opdrag van Jona, jy moet vir Nineve gaan sê, hulle moet tot bekering kom. Hoor jy dit? Vir Nineve, vir die hele stad, reg? Nie net vir 'n sekere persoon nie, hy moet dit in die stad gaan verkondig. So vir 'n klomp mense moet hy dit gaan uitdra. Nou imagine net, Jona, hy skrik om dood, want Nineve is omtrent 104.4 kilometer lang van die een punt na die volgende punt. Die Here stuur een man om van Nineve boodskap te gaan bring, right? En die Bybel sê Nineve is 3 dagreise te voet gewees. So met ander woorde 34 kilometer 'n dag wat hy moet stap en hy moet bekering uitroep. Nou kyk nou weer hoe die tye verander. Want hier kan ek 'n Facebook boodskap, ja skus, en daar was about 120.000 mense in Nineve gewees op daardie stadium. So sien hoe groot was die opdrag gewees. Maar die Here sê gaan verkondig aan Nineve bekering. Nie aan die koning nie aan die kerke nie aan 'n sekere huisgesin of heide nie, aan Nineve, reg? So wat sê dit nou vir jou? Is dit soos hierdie man vir ons sê, dis 'n skoot in die donker? Nee, God skiet nie 'n skoot in die donker nie. God het presies geweet wat hy wil hê. So God wou baie mense bereik. God wou nie net een mens bereik nie. En hierdie profetiese woord, hierdie bekeringsboodskap van Jona moes die hele Nineve bereik. Goed, kom ons gaan 'n bietjie daarna hoofstuk 3 toe en ons lees so 'n bietjie. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom. Right, die eerste keer was hy ongehoorsaam. Die tweede keer toe is hy daarom gehoorsaam. Maak jou klaar, gaan jy na die groot stad Nineve en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Nineve volgens die woord van die Here, en Nineve was 'n ontsaglike groot stad, 3 dagreise te voet. Onthou ek het dit nou vir u verduidelik. Hallo Gavin, Pastoor Gavin, lekker om jou ook te sien hier op Facebook. Goed, so dis baie belangrik. Nineve was 'n ontsaglike groot stad, sê die woord van die Here. 3 dagreise te voet. Reg, so 104.5 kilometer, ongeveer 34 kilometer per dag wat hy moes geloop het deur die stad. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê nog 40 dae dan word Nineve verwoes. Hoor dit, die woord was vir die hele Nineve, dierbares. Daar's nie elke keer in die Bybel en spesifiek in die Ou Testament wat God 'n profeet net na 'n sekere persoon toegestuur het nie. Hoeveel keer het God 'n profeet gestuur om aan 'n stad te gaan, met ander woorde aan 'n klomp mense te gaan profeteer? So hierdie woord was nie net vir 1 of 2 mense nie. So ek wil werklik waar hierdie opinie en hierdie gedagte wat mense het, dat ons nie so mag profeteer in die bondel nie, as ek dit so mag stel, dat dit absoluut snerd is. Hierso is 'n bewys, en ek kan vir die baie bewyse gee, maar ek gee vir hierdie bewys, want dit is wat toe ek gaan bid het oor die saak, toe gee die Here vir my die storie van Jona, en hoe hy vir die hele Nineve moes
Want onthou, hy kon dalk nie by die koning uitkom nie, hy kon dalk nie by die regte persoon uitkom nie, en presies hier met ons Facebook bediening, dalk kan ons nie by die regte persoon uitkom nie, maar die Here maak 'n deur oop, sodat ons vir die hele man vir die hele wêreld kan profeteer, en die woord kom by die mense uit waar dit moet uitkom. Ek dank die Here, I'm called for a time like this. Luister, ek is nie 'n Bybelse profeet nie, ek noem myself nie as 'n profeet nie, maar die Here laat my toe om die profetiese gawe van tyd tot tyd te bedien, en ek eer hom daarvoor, en dit maak my nederig elke keer, en ek staan net in verbasing hoe God deur hierdie lippe van klei, hierdie faalbare mens kan praat, en ek dank hom daarvoor, ek eer hom daarvoor, dat hy dit kan doen. Hallo Tine, is lekker om te sien, jy skakel in my vriend, altyd lekker om jou naam te sien. Man, mag die Here julle net seën. En ja, werklik, so praat die Here praat soos hy wil praat, nie soos jy dink en soos ek dink hy moet praat nie, hy praat soos hy wil praat. So, ek is baie dankbaar weer eens. So, die Here stuur vir Jonas so in, en toe hy 'n dagreis ver was, het hy hierdie woord uitgebring, en die manne van Ninive het God geglo, en 'n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rou gewaad bekleed. Die manne van Ninive, hallo Michael en Susan Pretorius, baie dankie vir julle, die manne van Ninive het die woord geglo. Nou luister, as die woord nie vir jou is nie, beweeg aan, dis fyn, maar as die woord vir jou is, moenie verskonings maak vir die woord nie. Goeie genade, vat net die woord, of het nou 'n slegte woord of 'n goeie woord is, dit maak nie saak nie, ons gee dit soos die Here, en ek praat nie net vir myself vandag nie, ek wil 'n paar manne op Facebook verdedig vandag, man. Daar's manne wat regtig waar, hoor by die Here, en hulle stuur, ek gaan nie nou name noem nie, want ek gaan nie mense uitsonder nie, maar hulle stuur die woord van die Here uit, soos die Here dit vir hulle gee, en luister, ek eer julle, manne en vroue van God, ek eer julle. Dankie Michael en Susan, dankie. Ek sal nie ophou om die woord te verkondig nie. Ek gee dit uit soos die Here dit aan my gee, en ek dank hom daarvoor. Ek sê dit weer, ek dank hom. So die manne van Ninive het die woord geglo, prys die Here, en hulle het geloop daarmee. Hallo Mariska, dankie dat jy ook inskakel, lekker om jou te sien. En die woord het so, ek gaan nie eers verder lees nie, want julle ken die storie, maar so die woord by die koning uitgekom, en die koning, 'n heidense koning, het hierdie woord so gevat, dat hy selfs die diere laat vas het. Come on, kerk, kan ons nie meer ernstig wees oor die woord van die Here nie? Luister, as jy dan nou voel, die woord is nie van God af nie, gaan bid daaroor, maar pas op om die gesalfte van die Here aan te vat. Ek weet van ouens in kerke, hoor, julle ouens moet versigtig wees, moenie net die gesalfte van die Here in jou gemeente aanvat nie, hoor. Wees baie versigtig om dit te doen. Jy speel met vuurwarm kole, hoor, en jy gaan gebrand word, en dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord van die Here sê. As jy voel, 'n ou is vals, gaan bid, gaan roep die Here aan, maar moenie net sommer sê iemand is vals nie, hoor. Ek gee nie om wat jy sê nie. Hallo Alicia, baie dankie dat jy ook inskakel, baie dankie julle ouens, is julle ouens wat maak dat ons die woord kan verder verkondig, hoor. Bid vir my, Paulus sê in Efesiërs 6, bid vir my dat wanneer ek my mond oopmaak, dat ek 'n woord van die Here af sal hê. Nou ek wil dit ook hê, ek asseblief, ek wil altyd 'n woord van die Here reg hê om te verkondig. So dierbaar is, ek hoop ek het jou bietjie anders laat dink dalk vandag. Share weer hierdie boodskap, share hom wyd, dat mense kan verstaan dat ons mag so in die bondel profeteer. Dit is Bybels. Ek meen, daar is een man gestuur, Jona, om vir 120,000 mense dieselfde woord te gaan bring. Bekeer julle. Hy was bang geweest. Ek wil nie bang wees ek wil leer uit Jonas se foute uit, ja. En ja, daar was 'n tyd in my bediening wat ek ook gewonder het, maar nou, ek ken die stem van die Here. Ek weet wanneer dit die Here is wat met my praat. Prys sy naam. Daar's geen twyfel in my dat God met my praat nie. Hallo oom Johannes. Ek neem aan is seker lekker koud daar in Winterton, né? Ek weet dis die Here wat met my praat. So ek hoef nie te twyfel voor ek 'n woord uitbring nie. Wanneer die woord, en julle sien, maar die Here praat so lekker met my wanneer ek bestuur. Julle sien die helfte of 90% van my video's is daar wanneer ek so lekker bestuur. Maar ja, ek het net gevoel ek wou hierdie vir u bring. In
die woord van die Here is vir my belangrik. Ek wil dit nie ek wil dit nie goedkoop maak nie, hoor. So die woord van die Here is vir my ontsettend belangrik en my gehoorsaamheid aan God is my baie belangrik. Gehoorsaamheid is baie beter as offers. So ja. Maar dierbares, kom ons leer uit hierdie comment wat gekom het. Ek sal nie vir u iets verkondig as ek dit nie by die Here gekry het nie, hoor. En mag die Here u seën en mag ons aanhou om so mooi saam te werk om die koninkryk van die Here uit te brei. Ek seën u met die liefde van die Here en ek groet u tot volgende keer. Tot